Welkom graad 10 by hierdie video waar ons gaan kyk oor hoe om kwadratiese getalpatrone raak te sien en ook hoe om die kwadratiese getalpatroon formule te gebruik om 'n algemene term vir hom te skryf en dan op eenvolgende vrae daar te beantwoord. Reg, so wat is 'n kwadratiese getalpatroon? 'n Kwadratiese getalpatroon het nie 'n konstante eerste verskil soos 'n lineêre patroon nie. Dit is byvoorbeeld nie 2, 4, 6, 8, 10 nie. Ek kan nie voorspel dat ek heeltyd 2 gaan bytel om die opeenvolgende term te kry nie. Dis verseker ook nie 'n ry met 'n ry of 'n patroon met 'n konstante verhouding nie. 'n Konstante verhouding is wanneer ek maal of deel om die opeenvolgende term te kry. So ek sal begin byvoorbeeld met 2 maal 2 gee vir my 4, maal 2 gee vir my 8, maal 2 gee vir my 16. So dit sal 'n meetkundige patroon wees. 'n Kwadratiese patroon is wanneer my patroon 'n konstante tweede verskil het en ons gaan nou kyk presies wat dit beteken. Reg, so hier het ek 'n vraag. Beskou die volgende getalpatroon: -1, 2, 7, 14 en 23. Nou, wanneer jy met 'n getalpatroon begin, gaan jy een van hierdie 3 tipes getalpatrone mee werk. So dit is baie handig om altyd eers te skryf: wat gebeur na die volgende term toe? Ek tel 3 by. Ek tel 5, 7 en 9 by. Nou sien ek hierdie 3, 5, 7 en 9 is nie dieselfde waarde wat ek heeltyd optel nie. Daarom is dit nie 'n lineêre getalpatroon nie. Maar ek sien 3, 5, 7, 9 is wel 'n lineêre getalpatroon. So tussen 3 en 5 en 7 en 7 en 9 het ek 'n konstante tweede verskil van 2. Tussen 3 en 5 tel ek 2 by, tussen 5 en 7 tel ek 2 by en tussen 7 en 9 tel ek 2 by. En hierdie noem ek dan nou my tweede verskil. My eerste verskille, 3, 5, 7, 9 is nie konstant nie, maar die tweede verskille is 2, 2, 2. En daarom weet ek, dit is my kenmerk van 'n kwadratiese getalpatroon. Reg, nou die eerste vraag wat jy gevra gaan word, is om die algemene reël van hierdie getalpatroon te bepaal. En ek het 'n standaard formule wat ek daarvoor gebruik. Tn is gelyk aan, Tn staan vir my termwaarde, Tn is gelyk aan an kwadraat plus bn plus c. So jy sal sien jy het hierso 3 veranderlikes, 'n a, 'n b en 'n c om op te los, voordat jy hierdie reël, hierdie formule kan voltooi, om die termwaarde te bepaal vir enige termnommer. Reg, so nou gaan ek na my kwadratiese getalpatroon toe, wat ek reeds in die eerste skyfie gehad het. En ek het nodig om 3 veranderlikes op te los. As jy 3 veranderlikes moet oplos, A, B en C, het jy 3 vergelykings nodig. En ek werk hierdie vergelykings van onder na bo. My eerste vergelyking wat ek opstel is, ek sê altyd 2a is gelyk aan my tweede verskil. Dis die eerste vergelyking wat ek opstel. Daarna sê ek 3a plus b is gelyk aan die eerste verskille se eerste termwaarde. Right, dis my tweede vergelyking. En my derde vergelyking is a plus b plus c is gelyk aan my eerste term in my patroon se waarde. So wat moet jy leer? Jy moet jou 3 vergelykings leer. 2a gelyk aan wat ook al jou tweede verskil is.
3a plus b gelyk aan wat ook al die eerste term van jou eerste verskil is. En dan die derde vergelyking wat jy moet leer, is dat a plus b plus c altyd gelyk is aan my eerste term se waarde in my kwadratiese getalpatroon. En nou gaan ek hulle stelselmatig een vir een oplos. Ons begin met die vergelyking 2a is gelyk aan 2 en hier is dit baie eenvoudig om vir a op te los, want ek sê ek deel met 2 en a is dus gelyk aan 1. Nou het ek reeds vir a opgelos. As ek werk van, ek net teruggaan, my tweede vergelyking sê vir my 3a plus b moet gelyk wees aan 3, maar gelukkig het jy nou reeds vir a bepaal, so jy gaan hom instel in my tweede vergelyking. Reg, jy weet reeds wat a is. So 3 plus b is 3, en as ek dan nou vir b moet oplos, gaan ek hierdie 3 gaan aftrek, en dit los vir my met b gelyk aan 0. Daar het ek vir a en vir b. En dan die derde vergelyking wat ek oplos, is a plus b plus c, wat gelyk moet wees aan min 1. Maar reeds het ek vir a en vir b bepaal. So ek gebruik substitusie, ek stel hulle in. 1 plus 0 plus c is min 1. Reg, so hierdie 1 gaan ek aan daardie kant gaan aftrek en ek word gelos met c is min 2. En dan het jy jou 3 veranderlikes opgelos vir a, b en c. So as ek teruggaan na die vraag toe, bepaal die algemene term of die ende term van die patroon, skryf ek eers weer eens my formule neer en ek vul in, wat is a 1, wat is b 0 en c is min 2. 0 maal n, 0 maal enige iets, bly 0. So in hierdie geval val my middelterm weg. So my algemene reël sê eintlik, die termwaarde Tn is gelyk aan die nommer se kwadraat min 2. En dit is my algemene reël. Nou is dit baie belangrik om altyd my algemene reël, my algemene term te toets. En dan hou ek daarvan om dit in 'n tabelvorm neer te skryf. So hier sal jy sien, hier is die oorspronklike patroon wat vir my gegee is, min 1, 2, 7, 14 en 23. Dit is die termwaardes, Tn. En bo hulle skryf ek vir my nommer. Term nommer 1 het 'n waarde van min 1. Term nommer 2 het 'n waarde van 2. Term nommer 3 het 'n waarde van 7. En so kan ek mos nou aangaan. Reg, nou gebruik ek my algemene reël wat ek nou bepaal het, en ek vul nou sommer in, term nommer 3. As ek die nommer vervang met 3, wat sal my termwaarde wees? So ek sou sê 3 se kwadraat is 9 min 2, en ek kry is 7. So dit is inderdaad so, dat term nommer 3 'n waarde het van 7. En dis hoe ek weet, my algemene reël is korrek bepaal. Reg, nou kan hulle vir my op 'n volgende vraag vra, byvoorbeeld bepaal die waarde van die 10de term. As jy hierdie vraag vir jou anders stel, vra hulle vir jou, waaraan is term nommer 10 gelyk? En gelukkig het jy mos nou 'n algemene reël. So wat jy kan doen is om term nommer 10 te gaan vervang in my algemene reël. So ek gaan sê, daar's my algemene reël, ek vervang die nommer met 'n 10, en dan sien ek 100 min 2 is 98, so term nommer 10 het 'n waarde van 98. Dit
is eintlik 'n redelike eenvoudige vraag en een wat jy gewoonlik reg kry. As hy andersom gevra word, sukkel jy gewoonlik 'n bietjie. Watter term het 'n waarde van of is gelyk aan 223? Nou vra hulle hom andersom. Ek het die waarde 223. Ek wil weet watter term nommer het hierdie spesifieke waarde. So weer eens gebruik jy jou vergelyking van jou algemene reël. Ek wil die nommer bepaal, maar ek weet wat die term waarde is. 223. Reg. 223, ek tel 2 by en ek sien 225 is gelyk aan die nommer se kwadraat. En hoe bepaal ek die term nommer? Ek kry die vierkantswortel van die linkerkant en die regterkant van my vergelyking. As ons met gewone algebra werk, weet ons skryf gewoonlik 'n plus en 'n minus, maar omdat hierdie 'n spesifieke nommer van 'n term is, weet ons dat ons gaan uitkom by term nommer positief 15 en nie negatief 15 nie. In die volgende video gaan ek vir jou ook wys hoe om die kwadratiese getalpatroon se algemene reël te bepaal met 'n baie meer logiese funksie manier van oplos, maar in hierdie video gaan dit spesifiek oor die formule.